Namens die gemeente, Dominee Andre Donaldson, die kerkraad en myself wil ek net my innige simpatie met julle deel en die dierbare familie en van julle veral wat so ver gekom het, dat die Here julle self sal vertroos en sal versterk met julle groot hartseer. In Jesaja 61 vers 1 staan hierdie woorde: Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die trerendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee sal word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid en 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. En daar's ook daai pragtige vers wat julle my aan herinner het as familie, in Jesaja 43 vers 1 en 2. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. En as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. En dis my gebed dat julle dit sal beleef in hierdie moeilike tyd. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Dear Lord, we thank you that there's a throne of grace that we can come to in our times of grief and despair, and that we can find comfort with you. And we pray that these dear ones will just experience that underneath of them are the everlasting arms. Ek bid dat U hulle sal versterk en vertroos en bemoedig. Dankie vir mooi herinneringe. Dankie vir kwaliteit tyd wat hulle met Daan kon deurbring. Dankie Here vir die nalatenskap, die legacy van Daan, wat ons vanmôre kan vier en tot eer van U naam hulde kan bring. Ek bid dat U self naby aan ons sal kom in hierdie môre. En U die manier om op 'n dag soos hierdie in 'n eenvoudige boodskap met elkeen van ons te praat. Dit is my gebed dat U sal verheerlik word en dat U sal ons aanraak in die area van ons nood. Dankie dat U ons hoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou staande saam sing. Lied is in die blaadjie, ek roem U naam.
hiertjies oop en dan gaan ons sittende saam sing die volgende lied, Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind weer in die Vaderhuis. Ons sing al daardie verse sittende saam. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind, nie werd, wou self my sake reël. My liefde kanse tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors, want toe ek kom, my skuld bely, druk U my aan die bors. Daar is seker geen ander gedeelte in die Ou Testament van die Bybel wat in tye soos hierdie ons meer versterk en meer bemoedig as Psalm 23 nie. Van kleins af het ons hierdie Psalm geleer en gememoriseer en daar's die mooiste liedere wat al daaroor ook geskryf is. Wanneer dit kom by siekte, smart, eensaamheid, verlies, hartseer, finansiële druk, angs, nood en veral die dood, is dit Psalm 23 wat jou en my kom bemoedig en versterk. En wanneer koning Dawid hierdie Psalm skryf as 'n loflied vir God, dan begin hy om te praat oor God se grootheid en sy almag. En sy inleiding is, The Lord is my shepherd. Die Here is my herder.
Nie die Here is ons herder nie. Hy is myne. Dit is 'n intieme, persoonlike verhouding wat Dawid openbaar tussen hom en God. The Lord is my shepherd. Ek wil jou vanmôre vra, gestel dis jy en is ek wat nou vandag 'n loflied aan die Here moet skryf. Ons dig nou ons eie psalm vandag. En ons gaan nou praat oor sy grootheid en sy wonderlikheid en sy almag. Wat sal jou eerste reël wees wat jy skryf? Van God. Hoe sal jy hom beskryf? Wie is hy vir jou? Wat is hy vir jou? Hoe is hy vir jou? En waarom skryf ek daai eerste lyn? Vir Dawid was dit, hy's 'n herder vir my. Want hy was as 'n jong man in sy pa se skape opgepas. Jy kan 1 Samuel 17 daarvan gaan lees, 16, 17, hoe dat hy sy pa as 'n seun, hy was seker maar 15, 16 jaar oud gewees. En hy het presies geweet wat dit beteken om 'n herder te wees. Presies geweet. En in hierdie kort psalm, met net 6 verse, is hier verstommende openbaringe omtrent God. Net 6 verse. But the revelations about God is unbelievable. And we read through the psalm very quickly, and we miss a lot, because we need to read it very slowly. En ons moet aandag gee. Laat ek net so 'n paar met julle deel. Inteendeel, ek gaan vandag 10 van God se karaktertrekke net noem. Hy is die God wat vir my voorsien en vir my sorg. Want vers 1 sê, niks sal my ontbreek nie. Die God wat voorsien. Hy is die God wat vrede gee. Vers 2 sê, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy is die God wat genees. Vers 3 sê, hy verkoop my siel. The English says, he restores my soul. He heals my soul. Hy is die God wat my leiding gee. He leads me in die spore van geregtigheid. The ways of righteousness. He leads me. Hy is die God wat my vrees wegneem. Vers 4 sê, al gaan ek deur 'n donker dieptes, of die skal van, deur die vallei van doodskade weer, ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie vrees nie. Hy is die God wat teenwoordig is. U is met my. U is met my. Hy is die God wat my beskerm. Vers 4 steeds, die Afrikaanse Bybel vir almal. U beskerm my soos 'n herder sy skape beskerm, met sy stok en met sy kierie. Hy is die God wat my bederf. He spoils us from time to time. Hy laat my 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Hy is die God wat goed is en ook getrou is. Waarlik, u goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe. En hy is die God wat my herder is. Agt ander persone in die Bybel verwys na God as herder. Moses, Jakob, Asaf, hy was een van die psalmdigters, Jesaja, Esegiel, Jesus self 2 keer praat van homself, ek is die goeie herder. Petrus praat daarvan, die skrywer van die boek Hebreërs, ons dink is Paulus, skryf daarvan. So God probeer vir jou en vir my 'n boodskap gee, deur hierdie 8 verskillende skrywers, en Dawid, dat hy wil jou herder wees, en myne. Jy het seker al die video gesien op YouTube, van hierdie jong seun, seker so 'n tiener, en hy's op 'n plaas, en die skaap het in 'n sloot geval. En die sloot is so 30-40 cm wyd, en seker 'n bietjie dieper as dit, 'n lang sloot, en hy sukkel nou om die skaap uit die sloot uit te kry. En hy's toe baie slim, hy haal toe sy beld af, wat breër was as myne, en hy sit hom onder deur die skaap, en hy staan so, en hy tel hom daai skaap uit die sloot uit, en hy sit hom daar neer. En die skaap gee so 'n huppelsprong, seker van vreugde, en hy hardloop 'n draai, en hy spring bo die sloot, en hy spring weer binne in die sloot. Dis 'n teken van jou en my. Ons is so. God kom haal ons uit die gemors uit, en uit die krisis uit, en uit die sonde uit, en dan hardloop ons draai, en dan voeter ons weer terug, net weer waar ons was, binne in die sloot. Jesaja 53 vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop.
almal van ons loop ons eie pad. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Without me you can do nothing. En sonder hom is ons soos daai skaap. Sonder hom voeter ons in die moeilikheid in. Val ons oor ons eie voete. Sonder hom. Jy sien, ons het almal iemand nodig wat hom oor ons ontferm. Iemand met 'n hoofletter I. En in sy groot genade en barmhartigheid is hy beskikbaar dat wanneer ons roep, Here red my, help my, verlos my, gee vir my uitkoms, voorsien vir my, dan doen hy dit. Hoekom het ek en jy 'n herder nodig? Why do we need a shepherd? Because we get lost very easily. Skape hoor ek verdwaal. Ek verdwaal maklik. Ek weet niks van skape af nie. Ek is baie lief skaapvleis, maar skape weet ek niks nie. En ek hoor hulle het nie lekker rigting vas nie. Matteus 18 vers 12. Jesus sê, wat dink julle? As iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? Is dit nie wonderlik nie? Ja, ons verdwaal. But he came to seek and to save those who are lost. Dis hoekom Jesus gekom het, om ons terug te bring, om ons te kom haal. Hoekom het ons 'n herder nodig? Want ons kan nie onsself beskerm teen die brullende leeu nie, en die duiwel is die brullende leeu. Dawid het as jong seun sy skape opgepas, en daar in 1 Samuel 16:17 sê hy, voordat hy die reus Goliat aanvat, toe sê hy vir koning Saul, ek het met God se hulp die leeu verdryf en die beer verdryf wat my skape wou vernietig. Hy weet wat dit is om die leeu te verdryf, want die Here was sy herder. Paulus skryf in 2 Timoteus 4 vers 17, die Here het my bygestaan en my krag gegee en ek is uit die bek van die leeu verlos. Ek is uit die bek van die leeu verlos. We don't have to fear the enemy. As Christians, we don't have to fear the devil. Not at all. Want hy is ons herder. Hy beskerm ons. Hoekom het ons 'n herder nodig? Wanneer die doodsengel aan jou en my deur kom klop, en die vrees ons en ons geliefdes wil oorweldig, is hy daar om ons te beskerm en te ondersteun en vrede te gee. Jesaja 40 vers 11, hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. Jesus in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En ek en jy benodig hom. Ons benodig daai herder. Ons moet kan sê, soos wat Dawid by implikasie gesê het, hy is myne en ek is syne. Gryskop Paulus is aan die woord in 2 Timoteus 4 vers 6. Wat my betref, die tyd van my dood is voor die deur. Ek glo Daan het dit beleef. Hy het kanker gehad, het al hoe slegter en slegter geword. Die tyd van my dood is voor die deur. Paulus sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, dis nou wanneer hy die wederkoms, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook almal wat met verlange uitsien na sy koms. Dan het die goeie stryd gestry, het die wedloop voleindig. Ek vertrou in die geloof behou, want dan is die kroon van die lewe vir hom gegee. Ek wil afsluit met 'n psalm, 'n gedig oor Psalm 23. Kan jy glo, 'n gedig oor Psalm 23. The Lord my shepherd walks with me through
pastures green and calm I see. He leads me where still waters glide, and bids my weary soul abide. When shadows fall and fears arise, He gently wipes my tearful eyes. Though valleys dark may stretch ahead, I will not fear, by Him I'm led. His rod and staff, my guard and guide, bring peace and strength with every stride. A table rich with mercy spread, He fills my cup, my soul is fed. Goodness and love will never cease, they follow me in joy and peace. And in His house forevermore, I'll dwell in grace and Him adore. Dis my gebed dat die Here vir jou vanmôre net opnuut sal bemoedig en versterk met hierdie woorde van Psalm 23. Die Here is my herder. Ons gaan staande saam sing, saam met Rina Hugo, die Onse Vader. Kom ons staan. Kan maar sit. Ons gaan nou geleentheid gee vir huldeblyke
Maar ek het nou al sy huldeblyk hier, wat hy gevra het, dat ek het namens hom sal lees. Dit is vandag vir ons as familie 'n groot eer en voorreg om huldeblyk aan Dani te bring. Dani, of Daan, soos die meeste van sy familie of vriende hom geken het, was 'n liefdevolle en 'n positiewe man met 'n mooi persoonlikheid. Daan het die lewe ten volle geniet. Hy was 'n hardwerkende en hulpvaardige besigheidsman. Daan het altyd vir sy mense tyd gehad en het ook die besondere vermoë gehad om objektief mense se stories aan te hoor en dan sy wysheid te deel. Ons weet dat hy 'n paar moeilike jare beleef het met sy stryd teen kanker, maar hy het die stryd dapper gevoer en met alles in hom beklei. Maar die Here het ander planne vir hom gehad. Hy was ook nie bang vir die dood nie, en ons glo hy het daarna met verwagting uitgesien. Daan, daar is altyd 'n begin en 'n einde hier op aarde, maar waar jy vandag is vir altyd. Alida, kom jy vorentoe asseblief? Is nie klank, oei, is klank. Hou hom naby jou mond, hoor. Dankie. Ek vat hierdie weg hier vir jou. Een, twee, drie, wat daar sê nou. Daar is so baie wat mens van ons pa kan sê, maar ek gaan my bes probeer om net 'n vinnige opsomming te doen van sy lewe, soos deur my oë gesien. My pa was 'n besonderse man, met 'n besonderse hart en besonderse hande. En hy het gelewe vir elke uitdaging. Sy brein was altyd besig met 'n proposisie of 'n plan. Hy het die liefde van sy lewe ontmoet in Sasolburg, toe hy as polisieman in 'n haarsalon instap en 'n rooikop haarkapster sy voete onder hom uitslaan. Mama Doreen het hom vir 36 jaar lank getrou bygestaan in elke onderneming en was vir hom 'n lewenskompas. Sy het hom 3 dogters ryker gemaak, maar miskien armer. Pa het hom self bekwaam as rekenmeester met 'n BCom honeursgraad. In ons kleuterjare was pappa of by die universiteit of by die munisipaliteit. En Teresa en ek kon nooit mooi onthou by watter een hy werk of by watter een hy studeer nie. Hy het floreer daarop om 'n probleem, maak nie saak hoe groot of klein, op sy tydsame manier tot in die fynste besonderhede uit te redeneer. En my vele male laat wens, ek het eerder niks gevra nie. Maar dan verbaas hy met sy geduldige en logiese benadering, tot die heel beste oplossing gevind is. En wanneer hy dan afleiding soek van somme maak en probleme oplos, dan vind hy iets vir sy hande, iets om te restoreer, op te bou. En so het hy al amper 'n vinger in 'n draaibank verloor. Hy het self ons Betwith Parkhuis van die fondasies af ontwerp en laat bou, en daar het hy in die jare van waterbeperkings die mooiste tuin geskep. Saterdag was ek en Teresa met emmers water, sy besproeiingssysteem. Dis ook hier waar ons gesin voltooi is, met die geboorte van my klein sussie, Mariette. Sy hartse punt, en wie ook sy nalatenskap laat voortleef. Sy optimisme het hom na Amersfoort gelei, waar hy 'n werkswinkel begin het, en ook die stigting van Setco Engineering. Maar omstandighede het hom egter weer sy amp as rekenmeester laat betree. Eers in Kempton Park en kort daarna as hoofrekenmeester van Katlehong. Hy was ook altyd besig met een of ander stokperdjie, van pronkstert duwe tot kapokhoenders en kapteinspeel met 'n seiljag op Valdam, naweke gaan kamp saam Sava, die opbou van 'n wit Triumph Spitfire en natuurlik ook gereeld gewerk aan sy gunsteling grys Volvo Amazon S-klas met rallywiele.
Die nuwe eeu het nuwe uitdagings gebring. Eers 'n Lada 4x4 handelaar en avontuuragent en uiteindelik sy grootste trots en nalating, die Triple S vulstasie. Daar was maar min dinge wat ons pa nie op 'n stadium aangepak het of voorkans gesien het nie. Hy het daarin geglo om die wêreld vir sy kinders oop te sluit en om ons sonder grense groot te maak. En dit het gelei tot die immigrasie van 2 van die 3 van ons. Hy het gereeld tyd gemaak om vir sy Kanadese familie te gaan kuier. En dit was ook vir my 'n wonderlike voorreg dat hy selfs Daniel en Adrian se geboortes in Edmonton kon bywoon. Hy het 'n groot deel van die wêreld verken. Hy was in meeste lande in Europa, het 'n groot deel van Amerika verken, Thailand, Mexico, die Dominican Republic en natuurlik ook meeste lande in Suidelike Afrika. Hy het vir ons so baie pryslose vakansieherinneringe gegee. Hy was 'n man met groot liefde vir die natuur en vir diere en het ook in die afgelope paar jare bokke en visse en hoenders en honde aangehou. En hy was vreeslik trots op sy broodboomversameling. Hy het dan selfs in die laaste paar maande van sy siekbed af broodkrummels vir die duwe en mossies buite sy stoep deurgevoer. Mag ons soos hy avontuurlustig die mooi in die lewe soek en tyd maak vir ons medemens, sagmoedig bly, nie ligraak wees nie en ook waarde heg aan dit wat nie met mot en roes vergaan nie. Dankie papa en vaarwel. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Teresa, ek is Dan se oudste dogter. Dankie Alida, was baie mooi. Daniel Jacobus van Heerden was die tweede seun van 6 kinders, gebore in Johannesburg op 14 Desember 1949, uit die huwelik tussen Johanna Maria Grobler en Willem Petrus Johannes van Heerden. Daniel, in die konteks van die Bybel, verwys na die man wat bekend was vir sy wysheid, moed en standvastige geloof in God. Hy was bekend ook as die man wat die leeukuil oorleef het, omdat hy standvastige geloof in die almagtige Vader gehad het. En Daniel het die leeukuil verlaat, sonder soveel as 'n skraap. Die naam Daniel beteken, God sal my oordeel. Daniel was saggeaard en getrou aan sy geliefde naasbestaandes. Sedert Maart 2008 het hy nooit ophou treur oor die skielike afsterwe van sy eggenoot Doreen nie. My pa is in 2021 gediagnoseer met prostaatkanker. Na chirurgie, radiasieterapie en 'n lang pynlike siekbed het pa uit God se genade op 14 Junie 2025 teruggekeer na sy hemelse Vader. Daniel word oorleef deur sy 3 dogters, Teresa Harmse, Alida van Heerden en Mariet Nel. Papa, dankie vir pa se onwrikbare liefde, geduld en die kosbare lewenslesse wat pa ons geleer het. Pa het ons eerbaar en onafhanklik grootgemaak. Ons het geweet dat daar altyd 'n oor is om te luister en pa was altyd daar om ons by te staan met wyse raad en deeglik deurdenkte besluite. Oupa Daan was die trotse oupa van 7 kleinkinders.
Amelia, Roan, Nadia, Armand, Daniel, Adrian, Connor en Spencer, en dan ook een agterkleinkind, Jackson. Hy word betreur deur sy oudste broer, Jan Harm van Heerden, sy jonger suster, Johanna Maria Patronella Botha, en sy jongste broer, Noel François van Heerden. As 'n familie wil ons graag die volgende mense opreg bedank vir hulle liefde, versorging en ondersteuning. Nie net vir 'n paar dae nie, maar ook opregte waardering dat julle my, Alida en Mariet bygestaan het. Eerstens my swaar Jan Albertus Nel. Daar's nie woorde nie, Jan. Dr. Raymond Haag, die versorgingspersoneel van Rynpark 4, waar pa sy laaste dae spandeer het. Die begrafnisondernemers by East Rand Funeral Directors, Dominee Rude Booyens, Ina Viljoen en die Nuwe Lewe Gesinskerk. En dan 'n spesiale woord uit my hart uit, vir Noel en Denise van Heerden, vir Bianca en C van Oosthuizen, en vir Tian en Kiara. Verder vir elkeen wat vandag tyd uit hulle besige lewe uitgeneem het om hier te wees en laaste eer te betoon vir my pa. Ons waardeer dit. Julle is die mense wat ons ken, julle is die mense vir wie ons groot geword het. Dankie. Ook aan elkeen wat ons gebel het, elkeen wat blomme en boodskappe van meegevoel gestuur het, en vir almal se liefde en ondersteuning. Ons beplan om my pa se stoffelike oorskot tydens 'n private geleentheid by die Kruis by TO Strand, waar ons vele gesinsvakansies en kosbare herinneringe saam geniet het, te strooi. Ons drie dogters wil graag die volgende lied met liefde en deernis aan ons pa opdra. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ek lees vir julle die familiebrief. Papa het hierdie Vadersdag saam met ons hemelse Vader in die hemel deurgebring. Pa se liefde, geduld en wysheid sal ons kompas in die toekoms wees. Dankie Papa vir Pa se standvastige ondersteuning wat ons anker was en sal bly op ons pad vorentoe. Julle word almal uitgenooi vir verversings in die saal hier langsaan. En aan buitekant is daar plek om te sit en dat julle net bietjie saam met die familie kan kuier. Kom ons sluit af met gebed. U is die goeie herder wat die lewe neergelê het vir die skape. Dankie dat ons onsself kan kom verlustig en versterk in hierdie liefde van u. En ek bid dat u skapies sal vergesel waar hulle ook al mag gaan. Party gaan oor see, Kanada toe, ander na ander dorpe toe, ander provinsies toe, ander in die plaaslike omgewing. Mag ons beleef, Here, dat u ons hand styf vashou en dat u elkeen van hulle sal versterk en vertroos in die dae wat hulle erg verlang en heimwee het en bietjie rigting en ankerloos voel, dat hulle sal onthou dat u is daar vir hulle. Mag nou u genade en u liefde en u vrede ons deel wees as ons hier uit mekaar uitgaan in Jesus naam. Amen. Seën vir julle.